Goeiemôre en geseënde Sabbat aan julle wat reeds hier binne is. Isaac walked in his father's ways, trusting Yahweh all his days. He sowed the fields, he prayed with heart. The blessings came, Yahweh's part. Through famine, fear, or darkest night, Yahweh's promise was his light. The covenant passed as Yahweh planned to the next day through his hand. The promise continues shining bright from Abraham to Isaac in his life. Jacob's name will one day stand, a nation chosen by Yahweh's hand. Trust the Father, walk his way, obey his word and he will stay through every trial, fear or fight. His promises bring hope and light. Jacob dreamed the ladder high, angels walking up to sky. He wrestled long through night and pain, and Yahweh blessed him, strength to reign. From Jacob's sons, 12 tribes would rise, shining truth beneath the skies. Israel was born, a chosen name, to tell the world Yahweh's fame. Oh, Step by step, trust the plan. Yahweh guides every man. Faith will grow, hope will stay. walk in truth, he shows the way. The promise continues shining bright from Abraham to Isaac in his light. Jacob's name will one day stand, a nation chosen by Yahweh's hand. Trust the Father, walk his way, obey his word and he will stay through every trial, fear or fight. His promises bring hope and light. From father to son, His covenant flows through Jacob's life. His mercy shows. Remember his ways. Walk with delight. For Yahweh's promise shines so bright. Asai, so. Geseënde Sabbat almal. Vanoggend se sessie gaan oor Rebekka, Lea, Rachel en Silpa en Bilha. Nou, ek kon nou nie veel op Silpa en Bilha vind nie en dit is maar bietjie moeilik geweest vir my om diepere details oor hulle te vind, maar dis okay. Ons gaan maar fokus dan grootendeels op Rebekka, Lea en Rachel en dan kinders wat Silpa en Bilha ook gehad het. Jy weet, ek wyn dan praat toe so oor dit en ek sê toe, jy weet, as jy lees oor Rachel en hoe sy eerste besluit het om Bilha vir Jakob te gee, waar sy praat van die kinders wat Bilha gehad het as haar eie. So in 'n mate kan 'n mens half amper dink dat Silpa en Bilha meer so surrogates was vir Rachel en Lea op 'n stadium, want hulle het die kinders 100% hulle eie gesien. Dis nie 'n kwessie van oor die vrou het die kind gehad, dis haar kind nie. Hulle het die kinders 100% hulle eie gesien. Maar in elk geval, kom ons gaan nou aan. Ons gaan begin met Rebekka, Isak se vrou, in Genesis 22 vers 23. En Bethuel was die vader van Rebekka. Hierdie 8 het Milka van Nahor, die broer van Abraham, gebaar. So hier sien ons dat Bethuel Rebekka se pa was. Milka was Sarah se, ekskuus, laat ek net hierdie sin reg lees. Bethuel is Rebekka se pa. Milka het geboorte gegee aan hom. So Sarah was die tannie gewees van Bethuel. Okay? In Genesis 24 vers 29 lees ons, en Rebekka het 'n broer gehad met die naam van Laban. Laban het uitgeloop na die man buite by die fonteine. So Laban weet ons sal later Lea en Rachel se pa wees.
sodat julle kan verstaan waar dit vandaan kom. Jy weet, die vrouens was nie uit die Kanaanitiese vrouens gekies nie, dit was self uit die Hebreëse bloedlyn gekies, of met Israel kom ons eers later, dit het nog geen naam gehad nie. In Genesis 24 is nog 'n lekker lang stuk, maar dit gee vir ons baie details. So in Genesis 24 vanaf vers 10 tot en met 40 kan ek vir julle lees hierso, laat ons 'n goeie storie kan kry, of die hele geskiedenis hierso. En die dienaar het 10 kamele van die kamele van sy heer geneem en weggegaan met allerlei kosbare goed van sy heer by hom. En hy het klaargemaak en na Mesopotamia, na die stad van Nahor getrek. Dis nou Eliezer, né? En hy het die kamele laat neerknie op buitekant die stad by 'n put, teen die aand, teen die tyd dat die vroue uitgaan om water te skep. En gesê, Jahwe, God van Abraham, my Heer, laat ek haar tog vandag ontmoet en bewys guns aan Abraham, my Heer. Hier staan ek by die fontein, terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom om water te skep. Laat dit nou tog gebeur. As die dogter aan wie ek sal sê, hou tog jou kruik, dat ek kan drink, antwoord drink en ek sal ook die kamele laat drink, dan is dit sy, wat u bestem het vir u knegt Isak. En daaraan sal ek weet, dat u guns aan my Heer bewys het. Hy nog nie klaar gespreek nie, of waar kom Rebekka uit, wat vir Betuel, die seun van Milka, kies dat ek het gegee hierso, en not. Okay. Waar was ek? Hier staan ek by die fontein, terwyl ek weet, die dogters van die manne van die stad uitkom om water te skep. Okay, laat dit nou gebeur, en, kies ek nou my plek vir, dan is dit sy, wat u bestem het vir die knegt Isak. En daarin sal ek weet, dat u guns aan my Heer bewys het. Hy het nog nie klaar gespreek nie, of daar kom Rebekka uit, wat vir Betuel, die seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer gebore is, met haar kruik op haar skouer. En die dogter was baie mooi van aansien, 'n jong meisie, en geen man het haar geken nie. En sy het afgedaal na die fontein en haar kruik volgemaak en weer opgekom. Toe loop die dienaar haar tegemoet en sê, laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink. En sy antwoord, drink, my Heer. Daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsak en laat hom drink. Nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy, ek sal vir die kamele ook skep, totdat hulle genoeg gedrink het. Dadelik het sy toe haar kruik in die drinkpak leeggemaak en weer na die put geloop om te skep en vir al sy kamele geskep. En die man het haar stilswyend betrag om te weet of Jahwe sy weg voorspoedig gemaak het of nie. En toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man 'n goue ring, 'n half sikkel in gewig en 2 armbande vir haar hande, 10 sikkels goud in gewig. En hy sê, wie se dogter is jy? Vertel my tog. Is daar plek vir ons in die huis van jou vader om te vernag? Ja, antwoord sy, ek is die dogter van Betuel, die seun van Milka, wat sy vir Nahor gebaar het. Verder sê sy vir hom, daar is ook strooi en voer in oorvloed by ons, ook plek om te vernag. Toe buig die man hom neer en aanbid Jahwe. Met die woorde geloof sy Jahwe, die God van Abraham, my Heer, wat sy goedertierendheid en sy trou aan my Heer nie onttrek het nie. Wat my aangaan, Jahwe het my op die weg gelei na die huis van die broers van my Heer. Daarna het die dogter geloop en in die huis van haar moeder vertel wat daar gebeur het. En Rebekka het 'n broer gehad met die naam van Laban. En Laban het uitgeloop na die man buite by die fonteine. Want toe hy die ring en die armbande in die hande van sy suster sien en die woorde van sy suster Rebekka hoor, naamlik, so het die man met my gespreek, het hy na die man gegaan, terwyl hy nog daar staan, by die kamele by die fontein en gesê, kom in, geseënde van Jahwe, waarom staan jy buitekant terwyl ek die huis reggemaak het, en ook plek vir die kamele? En die man het in die huis ingekom, en die kamele is afgesaal, en vir die kamele is strooi en voer gegee, en water om sy voete te was, en die voete van die manne wat by hom was. Daarom het hulle ete voor hom neergesit, maar hy het gesê, ek sal nie eet voordat ek my saak voorgedra het nie. En hy antwoord, spreek maar. Toe sê hy, ek is die dienaar van Abraham, en Jahwe het my Heer baie geseën, sodat hy groot geword het, en aan hom kleinvee en beeste, silwer en goud, slawe en slavinne en kamele en esels gee. En Sara, die vrou van my Heer, het vir my Heer 'n seun gebaar, nadat sy al oud was, en hy het aan hom alles oorgegee wat hy besit. En my Heer het my laat swere gesê, jy moet vir my seun geen vrou neem uit die dogters van die Kanaaniete in wie se land ek woon nie. Maar jy moet gaan na die huis van my vader en na my geslag
het vir my seun 'n vrou gaan haal. Toe het ek aan my Heer gesê, miskien sal die vrou my nie volg nie. Maar hy het my geantwoord, Jahwe voor wie se aangesig ek gewandel het, sal sy engel met jou saamstuur, en hy sal jou weg voorspoedig maak, sodat jy vir my seun 'n vrou uit my geslag en uit die huis van my vader kan gaan haal. En vanaf vers 50 tot 67 lees ons nou waar Laban, Beteel, Beteel en Laban, ekskuus, want onthou die een is die pa, die een is die broer. So hierso bespreek hulle nou die hele storie. Toe antwoord Laban en Beteel en sê, van Jahwe kom die saak. Ons sal jou daar geen kwaad of goed vir ons spreek. Daar staan Rebekka voor jou, neem haar en gaan heen, dat sy 'n vrou kan wees vir die seun van jou Heer, soos Jahwe gespreek het. Toe die dienaar van Abraham hulle woorde hoor, het hy hom voor Jahwe neergebuig na die aarde toe. En daarna het die dienaar silwer, goue goed en klere uitgehaal en dit aan Rebekka gegee, ook aan haar broer en haar moeder, en hy het kosbare geskenke gegee. En hulle het geëet en gedrink, hy en die manne wat by hom was, en die nag oorgebly. En toe hulle die môre vroeg opgestaan het, sê hy, laat my trek na my Heer. Maar haar broer en haar moeder sê, laat die dogter 'n dag of 10 by ons bly, daarna kan jy heen gaan. Maar hy antwoord hulle, moet my nie ophou nie, aangesien Jahwe my weg voorspoedig gemaak het, laat my trek, dat ek na my Heer kan gaan. En hulle sê, laat ons die dogter roep en haar saamvra. En hulle het Rebekka geroep en haar gevra, wil jy met hierdie man saamgaan? En sy antwoord ja. Daarop het hulle Rebekka, hulle suster en haar oppasser laat saamtrek met die dienaar van Abraham en sy manne. En hulle het Rebekka geseën en aan haar gesê, ons suster, mag jy duisende van 10.000 word. Mag jou nageslag die poort van sy vyande besit neem. Toe het Rebekka en haar diensmeisies hulle klaargemaak en op die kamele weggery en die man gevolg. En so het die dienaar dan Rebekka saamgeneem en weggetrek. En Isak het uit die rigting van die put Lagai Roi gekom, want hy het haar gaan woon in die Suidland. En Isak het teen die aand uitgegaan om te pyns in die veld. En toe hy sy oë opslaan, sien hy met eens kamele aankom. En Rebekka ook haar oë opgeslaan en Isak gesien. En toe sy van die kameel afgegly en aan haar dienaar gesê, watter man is dit wat ons tegemoet loop in die veld? En die dienaar antwoord, dit is my Heer. Toe neem sy die sluier en bedek haar. En daarop het die dienaar aan Isak alles vertel wat hy gedoen het. En Isak het haar in die tent van sy moeder Sara ingebring en Rebekka geneem en sy vrou geword en hy het haar lief gehad. En so is Isak dan getroos na die dood van sy moeder. So, is eintlik baie mooi storie. Love at first sight klink dit amper vir my. Lucky vir hulle. Dan ook lees ons ook verder in Genesis 25 vanaf vers 19 tot 28. En dit is die geskiedenis van Isak, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak. Isak was 40 jaar oud toe hy Rebekka, die dogter van Beteel, die Arameer uit Padan Aram, die suster van Laban, die Arameer, vir hom as vrou geneem het. En Isak het Jahwe gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar, en Jahwe het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. En die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan om Jahwe te raadpleeg. En Jahwe het al geantwoord, 2 nasies is in jou skoot. 2 volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam. Die een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. En toe haar daar vervul is dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot. En die eerste is gebore, rooi, geheel en al soos 'n mantel van hare, en daarom het hulle hom Esau genoem. Daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou, daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was 60 jaar oud by hulle geboorte, en die seuns het opgegroei. Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld. Maar Jakob was 'n vredelievende man, wat in tente gewoon het. En Isak het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob lief gehad. So, in Genesis verduidelik dit vir ons die storie mooi, maar as jy nou verdere details wil sien en beter wil verstaan, dan gaan lees ons in Jubilee 19, vanaf vers 15 tot 20. Abraham het Jakob lief gehad, maar Isak het vir Esau lief gehad. Abraham het gesien wat Esau doen, en besef dat sy beloofde erfgename deur Jakob sou kom.
En hy het Rebekka geroep en bevele oor Jakob gegee. Wat hy gesien, dat ook sy Jakob meer lief gehad het as Esau. En hy het aan haar gesê, my dogter, waak oor my seun Jakob, want hy sal my plek op die aarde inneem en 'n seun wees onder die kinders van die mens en 'n roem van hele nageslag van sy. Want ek weet dat Jahwe hom sal kies om 'n heilige, afgesonderde volk onder al die volke van die aarde vir hom te wees. So hier sien ons dat selfs Abraham kon onderskeid kies tussen Jakob en Esau en kon sien dat Jakob sal die een wees wat die bloedlyn verder vat, nie Esau nie. Dat die belofte van Jahwe deur Jakob gaan kom, nie Esau nie. En hy noem vir Rebekka, hy sê vir haar, ek sien jy sien dieselfde. Jy sien dieselfde in Jakob raak as wat ek doen. So hierso kom dit daarop neer dat niemand ken 'n kind beter as sy ma nie, né? Want sy maak jou groot. Sy ken jou. Sy weet presies jou ins en outs. So as die ma vir Jakob, ek sal sê liewer gehad het, soos die skrifte vir ons sê, as vir Esau, dan verstaan ons dat sy iets in Esau raak gesien wat nie mooi was nie. Iets wat duister en donker in hom was. En hy wys dit ook later vir ons uit, né? In Jubilee 25 vers 1 tot 3 lees ons, in die tweede jaar van hierdie weekjaar in hierdie Jubilee, het Rebekka haar seun Jakob geroep en vir hom vermaan en gesê, my seun, moenie met 'n Kanaanitiese vrou trou, soos jou broer Esau, wat met die 2 Kanaanitiese vrou getrou het nie. En hulle was 'n aanhoudende bron van bekommernis vir my, met hulle wellustige maniere, want hulle is heeltemal losbandig en ontrou in die huwelik, en daar is hoegenaamd geen geregtigheid in hulle nie. Want hulle is boos, maar ek is verknog aan jou, my seun, en ek seën jou met my hele hart en siel elke uur van die dag en deur die nag waak. Nou my seun, luister na wat ek vir jou sê, en doen wat jou moeder wil hê. Moenie met 'n vrou van hier trou nie, maar kies iemand uit my vader se huis, vader se familie. As jy trou met iemand uit my vader se huis, sal die Allerhoogste Jahwe jou seën, en jou kinders sal 'n regverdige geslag wees en 'n heilige ras. So in Jubilee sien ons dat Rebekka goeie geestelike onderskeid kom maak tussen haar seuns se harte. Want 'n ma weet mos, haar liefde vir Jakob spruit uit sy regverdige en goeie hart. Sy kon sien dat Esau 'n verharde hart en 'n onwillige verstand het. Selfs Abraham het dit uitgewys en haar geprys daarvoor. Ons kan verder lees oor Rebekka en Isak in die boek van Opregte hoofstuk 26 en 27. Dis dieselfde storie en 'n beamoed wat ons in Jubilee gelees het. So die slotsom hier vir Rebekka is, sy het 'n onderskeidende gees gehad. Sy was iemand wat Jakob se roeping herken het en iemand wat Esau se lewenswyse verwerp het as gevolg van sy sondes. Want ek is seker sy ma en pa het hom dieselfde dinge vermaan as wat sy vir Isak het, maar hy het besluit om nie te luister nie en te doen wat hy wil doen. Ekskuus, ek moet net 'n bietjie water drink. Okay. Is daar enige vrae oor Rachel op hierdie stadium? Voor ons aangaan na die volgende sessies. Niks nie? Okay. Nou ons aan met Lea en Rachel. Kyk, dis moeilik om die 4 vrouens te onderskei of apart te hanteer, want hulle lewens was so enmeshed gewees. Hulle was so deel van die dinge gewees van mekaar se lewens, dat jy kan nie elkeen apart regtig uitbreek sonder om die ander een ook in te bring nie. Maar in elk geval, ons gaan maar dit, ons begin met Lea, en dan gaan ons so oorspoel na Rachel toe. In Genesis 29 vers 16 tot 30 lees ons oor Lea. En Laban het 2 dogters gehad. Die naam van die oudste was Lea en die naam van die jongste was Rachel. Lea het dowwe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. En Jakob het Rachel lief gehad. Daarom het hy gesê, ek sal u 7 jaar dien vir Rachel, u jongste dogter. So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel, en hulle was in sy oë soos 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad het. Toe sê Jakob vir Laban, gee tog my vrou, want my dienstyd is om, dat ek by haar kan ingaan. Daarop het Laban al die manne van die plek versamel en 'n maaltyd berei. Maar in die aand het hy sy dogter Lea geneem en haar na hom gebring, en hy het by haar ingegaan.
Laban het aan haar sy slavin Silpa gegee, naamlik aan sy dogter Lea as slavin. En die 8de dag môre, daar was dit Lea. Daarom het hy aan Laban gesê, wat het u my nou aangedoen? Was ek nie vir Rachel by u in diens nie? Waarom het u my dan bedrieg? En Laban antwoord, dis nie hier by ons die gewoonte om die jongste voor die oudste weg te gee. Hou die volle bruilofsweek met haar, dan sal ons jou die ander een ook gee vir die diens wat jy nog 7 jaar by my moet volbring. En Jakob het so gedoen. En hy het die volle bruilofsweek met haar gehou. Toe gee hy sy dogter Rachel aan hom as vrou. En Laban het aan sy dogter Rachel, sy slavin Bilha gegee as slavin vir haar. Hy het ook by Rachel ingegaan en Rachel ook meer lief gehad as Lea. En hy was by hom nog 7 jaar in diens. Ons lees verder vanaf vers 31 tot 35. Toe Jahwe sien dat Lea nie geliefd was nie, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. En Lea het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Reuben genoem, want sy het gesê, gewis, Jahwe het my elende aangesien, want nou sal my man my lief hê. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar. Gewis, Jahwe het my gehoor dat ek nie geliefd is en my hierdie een ook gegee. En sy het hom Simeon genoem. Sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar. Nou eintlik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het. Daarom het sy hom Levi genoem. Sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, die keer sal ek Jahwe loof. Daarom het sy hom Juda genoem en sy het opgehou met baar. So ons sien nou hierso 'n funny storie, nee. Jy weet, ek hou daarvan om myself in die vrouens se skoene te probeer sit om hulle harte en emosies te probeer verstaan. Ek weet, kan jy nou dink, Lea word nou gegee as die eerste vrou. Nou ja, dit was nie regverdig wat Laban gedoen het nie. Hy was skelm geweest in sy streke. Maar dit is amper asof Lea nou boet vir sy skelmheid, nou. Maar in elk geval, ongeag daarvan, sy het 4 kinders al vir Jakob gegee. Toe besluit sy om Silpa vir hom te gee. Maar as ons nou die hele progressie van die situasie dophou, sal ons sien dat Rachel het na Lea 4 kinders al gehad het. Toe raak Rachel jaloers en gee Bilha vir Jakob. Eers na sy Bilha vir Jakob gegee het, toe gee Lea Silpa ook vir hom. Want toe het sy nou nie nog kinders gehad na die 4 seuns nie, en toe raak nou kompetisie tussen die sissies. So nou lees ons verder hier van hoofstuk 30 af oor Silpa. Toe Lea sien dat sy opgehou het met baar, neem sy haar slavin Silpa en gee haar aan Jakob as vrou. En Silpa, die slavin van Lea, het vir Jakob 'n seun gebaar. Toe sê Lea gelukkig en sy het hom Gad genoem. Daarna het Silpa, die slavin van Lea, vir Jakob 'n tweede seun gebaar. Toe sê Lea, ek gelukkige, want die dogters sal my gelukkig prys. En sy het hom Asher genoem. En Reuben het in die dae aan die koring is gegaan en in die veld liefdesappels gevind en die na sy moeder Lea gebring. Toe sê Rachel vir Lea, gee vir my tog van jou seun se liefdesappels. Maar sy antwoord haar, is dit nie genoeg dat jy my man geneem het nie, dat jy ook my seun se liefdesappel wil neem. En Rachel sê, daarom mag hy vir jou seun se liefdesappels vandag by jou slaap. Nou, die liefdesappels is, as jy by die research gaan doen, sal jy sien, dit was eintlik in daai tyd bekend vir sy vermoë om te help met vrugbaarheid. Dit het gehelp vir vrouens wat bietjie gesukkel het om swanger te raak. Die appel of die vrug het gehelp met 'n vrou se vrugbaarheid. En dis hoekom Rachel die ding wou hê. Maar Lea beskuldig haar en sê, jy het my man gevat by my. Sy is nie verkeerd in dit nie. Want eintlik is Lea die eerste vrou. Volgens as ons kan sê, die orde, is Lea veronderstel om die eerste vrou te wees. Maar Jakob was lief vir Rachel en hy is gedwing om Lea te vat as vrou. Maar toe Rachel in die prentjie kom, toe word sy amper half geusurp bo Lea en sy word die eerste vrou geplaas. En my vader het dit gesien en Lea geseën en haar womb oopgemaak. Sy het vir Jakob 4 kinders gebaar waar Rachel nog nie een gehad het nie. Hier het sy nou die appel wil hê. Nou sê sy vir, wil sê dis 'n liefdesappel. Wat is die woord in Engels? Maar in elk geval, ons neem aan as 'n appel. Dalk nie 100% 'n appel gewees nie, maar nou ja, dis die vertaling. Nou,
sien ons hierso dat Lea gesê word, dis okay, jy kan vanaand vir Jakob kry. So, nou sien ons in vers 16, toe Jakob dan die aand uit die veld kom, gaan Lea hom tegemoet met die woorde, jy moet na my kom, want ek het jou eerlik gehuur vir my seun se liefdesappels. En hy het die nag by haar geslaap. En jou het Lea verhoor, en sy het bevrug geword en vir Jakob 'n 5de seun gebaar. Toe sê Lea, God het my loon gegee, omdat ek my slavin aan my man gegee het, en sy het hom Isaskar genoem. Lea het weer bevrug geword, en vir Jakob 'n 6de seun gebaar. Toe sê Lea, God het my mooi geskenk gegee, nou sal my man eintlik by my woon, want ek het vir hom 6 seuns gebaar, en sy het hom Sebulon genoem. Daarna het sy 'n dogter gebaar, en haar Dina genoem. So uit die volk Israel het Lea 6 van die mans vir Jakob gebaar, plus Dina. So my hart is eintlik so seer as ek sien hoe hard Lea probeer het om Jakob se hart te wen. Maar sy hart was vir Rachel. Maar ek kan net dink hoe Jakob moes gevoel het toe hy uit die veld uitkom en hier roep Lea hom en sê vir hom, sy het hom regverdig gehuur. So hy het nie veel gesê gehad tussen die twee in daardie opsig nie. Ek dink nie dit het sy autoriteit in enige manier geaffekteer nie, moenie my misverstaan nie. Hy was nie hulle plaything of hulle whatever gewees nie. Ek bedoel maar net daarso het die susters onder mekaar besluit by wie hy moes wees die aand. En hy het dalk maar grootendeels ingegee om die vrede tussen die susters te probeer bewaar. Want daar is aanduiding dat Lea en Rachel eintlik 'n tweeling was, alhoewel daar geen explicit as tekste is, tensy ek het nog nie raak gelees het nie, maar mense vermoed dat hulle was eintlik 'n tweeling gewees. So mense kan van anders verstaan, daar was 'n bietjie spieweling tussen die sissies gewees. En dan in Genesis 35, vers 23 lees ons, die seuns van Lea was Reuben die eerstgeborene vir Jakob, daarna Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Sebulon en Dina. So Lea het 7 kinders vir Jakob gebaar. En dan Silpa, haar slavin, het vir hom Gad en Asher, dis die seuns van Jakob, wat vir hom in Paddan Aram gebore is. So, tussen Lea en Silpa het hulle vir hom 9 kinders gegee. En hulle het almal, Genesis 49 vers 28 tot 31 lees ons, hulle almal is die 12 stamme van Israel, en dit is wat hulle vader aan hulle gesê het. En hy het vir hulle geseën, en hy het hulle elkeen volgens sy besondere geseën. Daarna het hy hulle bevel gegee en aan hulle gesê, ek word versamel by my volk, begrawe my by my vaders in die spelonk, wat op die stuk grond van Efron, die Hetiet is. Onthou, dis die stuk grond wat Abraham gekoop het om Sarah in te begrawe. En die spelonk wat op die stuk grond van Magpela is, wat oos van Mamre lê, in die land Kanaan, die stuk grond wat Abraham van Efron, die Hetiet, as eiendomsgraf gekoop het. Daar het hulle Abraham begrawe en Sarah, sy vrou. Daar het hulle Isak en Rebekka begrawe, en hulle het ook Lea eventually daar begrawe. So hier sien ons dat Lea die een was, wat die eer ontvang het, om in die spelonk, saam met die res van die familie begrawe te word, saam met Sarah en Rebekka. So het sy nooit die eer op haar ontvang by haar man, soos haar hart verlang het nie. Het Jahwe haar geëer, deur haar 6 seuns en 'n dogter te gee, en vir haar gehoorsaamheid en eerbiedigheid, het sy die begrafplek van eer ontvang, onder die eerste vrouens, of die ander vrouens van die stamvaders. Dit is eintlik pragtig, as jy so na aandink. So, of was sy dalk nie Jakob se eerste keuse nie. Sy was Jahwe se. Nou gaan ons voort en ons lees Rachel se storie. In Genesis 29 vers 30. Hy het ook by Rachel ingegaan en Rachel ook meer lief gehad as Lea. En hy was en hy was by hom nog 7 jaar in diens, dis nou hy wat by Laban gewerk het. Dan Genesis 30 vers 1 tot 8. Toe Rachel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Rachel jaloers geword op haar suster en vir Jakob gesê, "Gee vir my kinders of anders sterf ek." Toe het Jakob kwaad geword vir Rachel en gevra, "Is ek dan in die plek van Jahwe wat die vrug van die skoot aan jou onthou het?" Sy antwoord, "Daar is my slavin Bilha. Gaan by haar in dat sy op my knieë kan baar en ek ook uit haar gebou kan word." Daarop het sy hom aan hom haar slavin Bilha as vrou gegee en Jakob het daar ingegaan. Bilha het swanger geword en vir Jakob 'n seun gebaar.
Toe sê Rachel, jou het aan my reg verskaf en my ook verhoor en my 'n seun gegee. Daarom het sy hom Dan genoem. En Bilha, die slavin van Rachel, het weer bevrug geword en vir Jakob 'n tweede seun gebaar. En toe sê Rachel, ek het bo menslike worsteling met my suster geworstel en ook oorwin, en sy het hom Naftali genoem. In Genesis 30 vers 22 tot 24. Jahwe het aan Rachel gedink en Jahwe het haar verhoor en haar skoot geopen. En sy het bevrug geword en 'n seun gebaar. Toe sê sy, Jahwe het my smaad weggeneem en sy het hom Josef genoem. En gesê, mag Jahwe vir my 'n ander seun daarby voeg. So in die boek van die Opregte, hoofstuk 31, lees ons nou verder. Dit is nogal 'n lang stukkie. Nie vreeslik lank nie. Dit is van 38 tot en met 45. Gaan ons nou 'n bietjie daar verder lees. En Jakob het op daardie tyd opgestaan en het sy kinders en vroue en alles wat aan hom behoort het op kamele gelaai. En hy het uitgegaan om na die land van Kanaan te gaan, na sy vader Isak. Hier kom nou die tyd wat hy nou wil waai, né? Hy is nou klaar by Laban. Hy het sy vrouens se tyd afgewerk. Dis nou tyd. Hy wil nou teruggaan na sy ma toe en na sy pa toe. Hy soek sy mense. Anyway, nou lees ons die storie hier. Ons kry 'n bietjie meer detail in die boek van die Opregte, hoekom Rachel haar pa se afgodsbeeldjie gesteel het. Want in Genesis sê dit net vir ons sy het dit gevat en sy het hom weggesteek. Maar dit sê vir ons presies hoekom nie. So mense is geneig om Rachel mis te verstaan hierso. Ek lees verder in vers 39. Laban het nie geweet dat Jakob van hom weggegaan het nie, want Laban was daardie dag besig om skape te skeer. Rachel het haar vader se beeld gesteel en sy het hulle geneem en hulle op die kameel versteek waarop sy gesit het en sy het voortgegaan. Dit is die manier van die beeld. Om 'n man wat die eersgeborene is te neem en hom dood te maak en die hare van sy kop af te neem, sout te neem en op die kop te sout en dit met olie te salf. Dan neem 'n klein tablet van koper of 'n tablet van goud en skryf die naam daarop. Dan plaas jy die tablet onder sy tong en neem die kop met die tablet onder die tong en sit dit in die huis en steek ligte voor dit aan en buig daarvoor neer. Dit is absolute evil, witchcraft, divination storie wat hier aan die gang is. Want jy vat 'n baba, 'n man wat die eersgeborene is, nie dalk noodwendige baba nie, maar jy vat 'n man en jy vermoor hom, jy kap sy kop af en dan doen jy nou hierdie ritueel met hom. En op die tyd wanneer hulle daarvoor buig, spreek ek tot hulle en alle sake wat hulle daarvan vra, deur die krag van die naam wat daarop geskryf is. Nou baie mense gaan sê dit klink soos hocus pocus, maybe, maar hierdie doen dit actually gewerk. Dit het actually gewerk wat hulle hom voor gebruik het. Dis hoe Korrebak hom gevat het. Sommige maak hulle in die vorms van mense, van goud en silwer en gaan na hulle toe in tye wat aan hulle bekend is en die vorms ontvang die invloed van die sterre. Wie dink julle is dit? En vertel hulle van toekomstige sake. En sulke was die beelde wat Rachel van haar vader gesteel het. En Rachel het hierdie beelde gesteel wat haar vader se was, sodat Laban nie deur hulle sou weet waar Jakob heen gegaan het. So sy het die ding gevat, want sy wou nie haar pa moes weet waartoe hulle gaan nie. Want kyk, as jy nou 'n bietjie vorentoe lees in die boek van die Opregte, so jy sien toe Jakob nou wou gaan, keer Laban weer. En sê nee, wag, bly by my. En toe doen Jakob die hele ding met die bokke wat hy nou soveel, hy vat die en daai is Laban se. Hy het amper nog 7 jaar basically vir hom gewerk. Maar hulle almal besef dis ons nie nou vlug nie, gaan Laban ons nooit laat gaan nie. So hulle basically weggehardloop van hom. En dis ook Rachel die beeldjie weggesteek het, want sy wou nie hy moes weet waar hulle gaan nie. Anyway, verder in vers 45 en Laban het huis toe gekom en hy het navraag gedoen oor Jakob en sy huishouding, maar hy kon nie gevind word nie. En Laban het sy beelde gesoek om te weet waar Jakob gegaan het en hy kon hulle nie vind nie. En hy het na die ander beelde gegaan en hy het hulle geraadpleeg en hulle het hom vertel dat Jakob van hom gevlug het na sy vader na die land van Kanaan. So sy het toe nou nie almal gesteel gekry nie, maar anyway, sy wou haar man en haar familie beskerm teen haar pa, want ons nou mos al agtergekom, hy is 'n bietjie van 'n dodgy ou gewees. Jy sien, mense is geneig om snaaks te dink van Rachel, omdat haar pa se beeldjie gesteel het, maar in hierdie Opregte lees ons hoekom sy dit gedoen het. Want sy het al klaar haar pa se skelmstreke geleer ken nie, né? Of ek bedoel, sy het dit al geleer ken. Onthou, sy is eerste met Jakob getrou. En toe sy nou dink dis tyd, toe gee haar pa 'n suster vir haar man. Nou ek kan net dink hoe ongelukkig sy moes gewees het.
Jy weet weer, dan sit ek myself in haar skoene en ek probeer imagine hoe sy voel. Dink nou net, jy vir 7 jaar lank maak jy en die ouetjie vir mekaar oogies, hy pluk dalk vir jou blommetjies, jy stuur vir hom swintjies. En dan as jy weer sien, jy dink nou dis tyd om te trou, dan gee jy jou suster vir hom. Ek sou ook upset gewees het. Anyway, en hoekom hulle gedoen het wat hulle gedoen het? Ekskuus, ek lees nou 'n sin heel uit konteks uit hier. Anyway, en ook hoe hulle moes gevoel het, ja, soos nou met die vrou, ek sit myself in hulle skoene. Ja, ek kan indink dat Rachel dalk reeds vies was vir haar pa. En hierdie was nie uit hardnekkigheid nie, maar omdat sy haar man wou beskerm. Want as jy die storie ken, sou jy weet dat hy al klaar Jakob wou indoen met die skape in die bokke. Maar jou het Jakob geseën, ten spyte van Laban se spelomstreke. Nou toe hulle nou vlug, lees ons nou verder, Esau het ook woord gekry dat Jakob op pad terug is, né? En Esau wil nou hom tegemoet gaan. Maar ons lees ook verder dat op daai stadium toe kom Laban en Esau by mekaar uit. Maar Laban gaan vertel toe vreeslike stories vir Esau en maak Esau sommer weer kwaad vir Jakob van vooraf. Wat ook evil en verkeerd was. Ek meen, ek kan nie help om te dink, hierdie Laban ou was 'n difficult skoolpa. Hy was 'n difficult one. In geval, dan is ons nou verder in Genesis 31, 34 en 35. Maar Rachel het die huisgode geneem. Dis nou toe Laban nou opvang met hulle, né? Toe het Rachel die huisgode geneem en het in die kameelsaal weggepak en daarop gaan sit. En Laban het die hele tent deurgevoel, maar niks gekry nie. Daarop sê sy vir haar vader, my heer, moenie baie kwaai kyk nie, omdat ek nie vir u kan opstaan nie, want dit gaan met my volgens die reël van die vroue. En hy het gesoek, maar die huisgode nie gekry. En dan lees ons hierso in Genesis 33 vers 1. En toe Jakob nou sy oë opslaan, toe hy met een sien Esau kom, met 400 man saam met hom, het hy sy kinders onder Lea en Rachel en onder die 2 slavinne verdeel. Nou kyk ons, nou deel hulle op, né? En hy het die slavinne met hulle eerste laat loop, en toe Lea met haar kinders daarachter, en Rachel en Josef laaste. Maar hy het self voor hulle uitgegaan, en hom 7 maal na die aarde gebuig, totdat hy by sy broer gekom het. Dus selfs hier het Jakob nog steeds nie Lea bo Rachel gekies nie. Daarom het hy Rachel laaste geplaas, om haar die veiligste te hou. So Genesis 35 vers 16 tot 20. Daarna het hulle van Bet-Alla weggetrek, en toe daar nog 'n kort eindpad was om by Efrat te kom, moes Rachel baar, want sy is nou swanger met Benjamin, en sy het dit swaar gehad by die bevalling. En terwyl sy dit swaar het by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar, wees nie bevrees nie, want dit is ook 'n seun vir u. En toe haar siel uitgaan, want sy het gesterwe, toe noem sy hom Ben-Oni, want sy vader het hom toe Benjamin genoem. En so het Rachel dan gesterwe en sy is begrawe op die pad na Efrat, dis Bethlehem. En Jakob het 'n gedenksteen op haar graf opgerig, en dis die gedenkteken van die graf van Rachel tot vandag. So hier is die belangrike punt, want waar Rachel begrawe is, is later toe Josef verkoop is as 'n slaaf, het hy verby haar graf geloop. Toe hy neergeval by haar graf en so verskriklik gehuil en geween vir haar, dat sy wakker geword het uit haar slaap, en hom gerusgestel en getroos het. Maar ook sien ons hier, dat sy nie in die grot van Magpela begrawe is, saam met Jakob, op die einde van die dag. Sy is langs die pad al dood, en daar is sy begrawe. So net Lea is in die grot van Magpela begrawe, saam met Jakob eventually. So Genesis 35 vers 24 tot 25. Die seuns van Rachel was Josef en Benjamin, en die seuns van Bilha, die slavin van Rachel, was Dan en Naphtali. So as ons die 2 sissies teen mekaar opweeg, sal ons sien dat beide was belangrik. Beide het hulle deel gedoen, en beide was gehoorsaam aan Jahwe se weë. En hulle het hulle man Jakob lief gehad. In die boek van Jubilee sien ons Lea word indirek gesien as deel van die verbondslyn, veral deur Juda. Rachel se rol fokus meer op Josef se toekomstige roeping. In die boek van Jasher sien ons Lea stil en getrou en vrugbaar. Maar Rachel is geliefd, maar ook meer aktief en beskermend, jy weet, in die geval van die gesteelde beeldjies. So die geestelike betekenis hier van Lea, die verborgde vrugbaarheid. Lea verteenwoordig getrouheid sonder erkenning. Vrug dra ewen en swaar kry.
En Jahwe sien die veragte raak en verhoog hulle. Jahwe het gesien dat Lea gehaat was en hy het haar moederskoot geopen, volgens Genesis 29, vers 31. So uit haar kom Leefi die priesterskap en Juda die koningskap en die lyn van die Messias. Lea dra dus die verbond en die koninkryk. Rachel is die geliefde, maar wagtyd. So Rachel verteenwoordig liefde en begeerte en wag vir vervulling. Geestelike stryd met onvrugbaarheid en jaloesie. En sy sê, gee vir my kinders anders sterf ek, volgens Genesis 30 vers 1. Maar uiteindelik word Josef gebore, wat die redding en voorsiening van Israel was. En Benjamin was die spesiale geliefde seun van Jakob gewees. So Rachel dra die deurbrake en verlossing na wagtyd. So die kragtelike geestelike patroon hier tussen die sissies sien ons Lea, die een wat Jahwe kies ondanks verwerping, en Rachel, die een wat mens kies vir liefde. Maar Jahwe bring sy plan deur Lea, en hy gebruik Rachel vir spesiale doelwitte. So Lea wys, jy hoef nie gesien te wees om gebruik te word, né? Rachel wys, selfs geliefdes moet wag en groei. Die finale prentjie hierso kom in dat saam vorm hulle Lea die fondasie, die verbond, die priesters, die konings. Rachel die manifestasie, redding, voorsiening en beweging. En jy kan dit amper so sien dat Lea bou die wortel en Rachel bring die vrug op die regte. So dit is nou my storie en hoe ek die twee by mekaar gebring het. Ek hoop dit was 'n bietjie meer waardevol vir julle en dat julle kon sien dat nie een van die twee was bad nie. Hulle het albei maar net hulle beste probeer. Hulle wou net Vader eer en hulle man lief hê. En ongelukkige dinge nie altyd uitgewerk soos hulle gehoop het nie. Maar hulle het hulle beste gedoen in terme van die opsies wat hulle gegee was. Ongelukkig het Lea nooit die posisie van eer ontvang wat sy gesoek het by haar man nie. En dis nou maar so, né? Ongelukkig kan ons nie keer waar Vader ons plaas in ons lewens nie. Ons moet maar meeste van die tyd net wel onsself toelaat om gebruik te word. En ons moet onsself submit aan Vader se wil en verstaan. Hy is in beheer. Hy sien die groot prentjie. En ons kan niks doen omtrent waar ons is in ons lewens behalwe om hom te eer en te loof en te prys regdeur. En dit hier vanoggend. Ek hoop dit het vir julle waarde toegevoeg en dat julle kon sien wat ek probeer deurbring. Is daar enige vrae of bydra van enige van julle af? Niks? Okay, so volgende week gaan ons dan nou maar die volgende vrouens bespreek. Ek kan nou nie uit die top van my kop op onthou wie gaan ons bespreek. Want kyk, as ons dink in terme van die 12 patriarchs, hulle gee nie regtig van ons details oor al die vrouens nie. Nou, soos Ruben, ons weet nie wie sy vrou was nie. Want daar word seker iewers genoem van, maar ek is nie spesifiek seker waar nie. En die enigste wat ek spesifiek van weet, is Tamar, wat Juda eventually sy kinders gehad het. So daar kan ons Tamar hanteer. Ja, ek sal die vrouens so by mekaar kry, en dan sal ek ietsie reg kry vir julle. Ek weet nou nie wie nog volgende in die volgorde van die geskrifte, behalwe, soos ek sê, Tamar. Goodness. Anyway, as julle aan enige ander name kan dink, saam met daai groepie in daai tydsbeperking, daar kan ons Tamar doen, ons kan Dina doen. Ons wil ons weet wat met Dina gebeur het. Dit is belangrik dat ons weet what happened with her. Ek dink julle sal dalk van haar goedjies lekker interessant vind. Ja, okay, so sover is dit Tamar en Dina. Ons sal kyk hoeveel ek kry op hulle, en dan add ek dalk nog 'n vrou of twee by. We'll see. Okay, in elk geval, julle almal moet 'n geseënde Sabbat verder hê.
Wees veilig en hê 'n geseënde week ook verder. En dan sluit ons af met een van Hallelujah Scriptures se Hallelujah Voice of Zion se nuutste liedjies. Come out of her, my people, so it is written. Touch not the unclean, be separate, be hidden. Yes, Sarah, my child, I called you by name, but you walked with nations and burned in their flame. Babylon the great, mother of harlots, she made all nations drink, now death follows it. A golden cup but full of abomination. You drank a wine, now comes desolation. They say peace, peace, but there is none. Darkness comes, the day is done. Come out of her, my people, flee from the wrath, for her sins reach heaven, there's no turning back. I am your Father, return to me now, before every knee and every head must bow. Come out of her, don't share in her place, for fire will consume her in one single day. You forgot my Torah, my covenant ways, now judgment stands at the end of days. My people destroyed for lack of knowledge. You rejected my law, now you bear the damage. You say you are rich, increased with goods, but you are naked, not understood. You love the world and all in it, but friendship with it makes you my enemy. You hear my words, but you do not do, so your house will fall, I told you it would. The prophets cried, but you would not hear. Now the day of Yahweh is near. Come out of her, my people, flee from the wrath, for sins reach heaven, there's no turning back. I am your Father, return to me now, before every knee and every head must bow. Come out of her, don't share in her place, for fire will consume her in one single day. You forgot my Torah, my covenant ways, now judgment stands at the end of days. Woe to those who call evil good, who walk in darkness but think they stood. As in the days of Noah, so shall it be, eating, drinking, blind to eternity. The door was open, now it will close. Many will knock, but I will not know. Depart from me, you workers of lawlessness. You knew my word, but chose emptiness. Come out of her, this is the cry, before the heavens are rolled like a scroll in the sky. The great day burns, who can stand? Only those who obey my command. Come out of her, return to me, keep my ways and you will be free. For the hour has come, judgment is set, and Babylon falls never to rise again.
Keep my ways, and you will be free. For the hour has come, judgment is set, and Babylon falls, never to rise again. Dankie my sissies, geseënde Sabbat vir julle. Be safe. En dan maak ons volgende week weer so.